Hallo julle, dis julle favorite Friskie Mariski en dis weer tyd vir 'n update oor ons bestie, Louis Liebenberg. Die van julle wat die saak so nou volg soos ou Friskels, vandag, 26 Desember, is nie net Boxing Day nie, maar dit is Daisy se verjaarsdag. Julle, so, ek het afgekom op 'n voice recording van ons ene vriend, ou Louis, van 23 minute lank, en dit is op Marula Media se webpage, okay? Hulle sê hulle het dit by 'n betroubare bron gekry. I don't care, okay? Ek het daai ding gaan deurluister en hier is die highlights. In hierdie video het Louis nie net die geleentheid gebruik, wel, eerstens begin dit met, dit is Louis Liebenberg in die Gossie-Mampuru tronk, medium B, whatnot. Maar in hierdie stemnota het hy nie net die geleentheid gevat om sy sweetheart Daisy happy birthday te wish nie, maar hy het dit sommer nie 1 keer, nie 2 keer, omtrent 3 keer gesê, sy sit onskuldig in die tronk. Ons goeie vriend Louis het ook die geleentheid gebruik om al sy supporters 'n wonderlike en 'n geseënde Kersfees en 'n fantastiese nuwe jaar toegewens. Uit die tronk uit. Eintlik was die video nie oor dit nie. Die video het gegaan oor allerhande dinge, okay? Soos gewoonlik het ons Chommy gename drop. Hy is very, very busy. In fact, hy het selfs 'n paar voorstelle gemaak en gevra vir die mense wat reeds by hom belê het en geld uit hulle pakkies uit te maak om geld te donate om te help vir Daisy se regskoste. But we will get to that too. So in die video, bla, verskriklik. Hy beskuldig die banke, die Hawks, selfs Barry Mike Bolhuis word alweer deur die modder gesleep, bla, corruption, bla. Hulle het teen hom gedraai. Maar iets wat vir my baie interessant was, is dat hy die figures gedrop het. Byvoorbeeld, hy het gesê, net voordat hulle toegesluit was, het hulle 45 miljoen rand se diamante en 7 weke verwerk en bygelas dat 87.5% daarvan kom hom na toe. Okay, of moet na hom toe kom. Hoe sê mens dit? Omdat ons produksie toegeneem het, dat hulle ons kom arresteer het. Bla. En it starts, okay? Dan sê hy bid dat die Here hulle harte sal oopmaak en dat die mense sal bydra vir regskoste om vir Daisy uit die tronk uit te kry, okay? En julle gaan nie raai hoeveel geld hulle voormik nie. 700,000 rand. Hoe sê, Daisy se borg word geweier om hom te na te kom, okay? En mense moet nie hom worry nie, solank Daisy okay is hy okay. En sy woorde is, dit gaan 'n klompie miljoen rand kos. Weet, ek het nie nou genoeg miljoene gehad nie, asking for a friend, en dan begin hy. My voorstel is, jou voorstel uit die tronk uit. Okay, bietjie notas gemaak. So Louis sê, as hierdie mense wat suksesvol uit hulle pakkies uit terug ontvang het, net 5% bydra, kan dit hulle help om by hierdie bedrag uit te kom. I quote again. Fondse moet gegenereer word om te veg en die myn moet terug in ons hande gekry word. Okay? Basically stel Louis voor, nee, as elkeen 5% en hy noem die bedrag. As jy byvoorbeeld 100,000 rand teruggekry het, kan jy 5,000 rand bydra. As jy 1,000 rand teruggekry het, kan jy 50 rand bydra. En hy sê ook in more or less the same words dat almal hier is in gevaar. As die mense nie help bydra, nee, om Daisy te help uitkry nie, gaan hulle alles verloor. En hierdie smeertog, hierdie aanval teen hulle moet gestop word. Anderste kan die mense wat geld ontvang het, gesê word, hulle moet ook die geld terugbetaal. Dun, Maria Louis. And I quote again. Ek sit hier met my rug teen 'n muur, teen 'n 2.5 by 2.5 sel in seksie B in Gossie-Mampuru. Ons sit met ons rug teen die muur. Ons het nie meer fooie om onsself te verdedig nie. Sê
sê Louis Liebenberg. Sê ook, dit gaan goed met hom op die oomblik in die tronk. Dit gaan nie so goed met Daisy nie, want sy is onskuldig. En hy noem ietsie van, Daisy was maar 3 maande betrokke by die organisasie. You've guessed it, she's not guilty, sê Louis. Hoor dat Louis sê, hy het ook genoeg tyd gehad om te reflekteer, want hulle sit al 2 maande in die tronk, het hy ook goedjies opgebring, soos Namakwa-land, die veg vir die myn en sy kerkprojekte. Jo, dit is nou daar. Classic Louis style, het hy selfs die mense bedank wat vir hom in die tronk kom kuier en vir hom Nando's bring. Louis sê hulle maak reg om die 8de Januarie 'n formele appeal teen Daisy se borgaansoek wat geweier is in te dien. I told you, ons is klaar met Louis nie. Check, voor Kersfees. Daai stemboodskap het uitgekom vir Kersfees. I told you. En hulle praat al van die 8de Januarie. Julle is gaan 'n besige jaar hê. So gepraat van Nando's. Nou het ek 'n appetijt gekry. Anyways, dis al van die in a nutshell. Met julle favorite, Frisky Mariski.